Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein. Dit is vandag donderdag, die 16de Julie 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Pala Pala, die president wil nie verneder word nie. Nog berigte: Madlanga Kommissie, Cat Matlala getuig later weer. Louis Liebenberg kry ekstra bewaking in die hospitaal. Tour de France, 11de skof, Noor weer wen. Jaco Williams se toekoms lyk blink as 'n springbok. Die Britse Ope betaal die minste in golftoernooie. Die omstrede Pala Pala saak is weer in die kollig nadat president Cyril Ramaphosa hom tot die hof gewend het om sekere dele van die ondersoek te laat hersien. Ramaphosa voer aan dat hy nie onregverdig of in die openbaar verneder moet word deur beweringe wat volgens hom nie behoorlik getoets of bewys is nie. Sy regspan sê die proses moet regverdig wees en dat sy grondwetlike regte, insluitend sy reg op waardigheid en 'n billike proses beskerm moet word. Die saak spruit uit die diefstal van 'n groot bedrag Amerikaanse dollars wat in 2020 op Ramaphosa se Pala Pala wildsplaas in Limpopo gesteel is. Die voorval het groot politieke opslag veroorsaak met vrae oor waar die geld vandaan gekom het en hoe dit aangemeld is en hoe die saak hanteer is. Teenstanders meen die publiek verdien volledige antwoorde en dat niemand bo die reg staan nie, ook nie die president nie. Hulle sê die howe moet nou feite ondersoek en seker maak dat geregtigheid wel gaan geskied. Ramaphosa hou egter vol dat hy geen misdryf gepleeg het nie en dat hy bereid is om die regsproses te volg. Sy regsverteenwoordigers beklemtoon dat die hofsaak nie net oor die Pala Pala aangeleentheid gaan nie, maar ook oor die beskerming van sy grondwetlike regte. Die hof sal uiteindelik moet besluit of Ramaphosa se aansoek meriete het en hoe die saak verder gehanteer word. Die uitspraak kan 'n belangrike invloed hê op die politieke landskap en op die openbare vertroue in Suid-Afrika se regstelsel. Die sakeman Cat Matlala sal na verwagting later vandag voor die Madlanga Kommissie van ondersoek getuig. Daar word verwag dat sy getuienis sal fokus op beweringe en inligting wat verband hou met die kommissie se ondersoek. Matlala se verskyning word met groot belangstelling dopgehou, aangesien die kommissie besig is om sekere beweringe van onreëlmatighede en moontlike onbehoorlike optrede te ondersoek. Die Madlanga Kommissie is ingestel om die feite vas te stel, getuienis aan te hoor en aanbevelings te maak op grond van die inligting wat tydens die sitting na vore gekom het. Matlala sal na verwagting onder eed getuig, terwyl regspanne hom ook kan kruisvra oor aspekte van sy getuienis. Sy getuienis kan moontlik nuwe lig werp op die aangeleenthede wat tans deur die kommissie ondersoek word. Die verrigtinge word fyn dopgehou, aangesien die kommissie se bevindinge uiteindelik 'n belangrike rol kan speel in toekomstige ondersoeke en moontlike regstappe. Die vermeende diamantswendelaar Louis Liebenberg word onder streng polisiebewaking by die Wes-Kaapse Psigiatriese Hospitaal gehou nadat daar bewering dreigemente teenoor hom gemaak is. Liebenberg is ingevolge 'n hofbevel na Wes-Kaapie oorgeplaas vir 'n 30 dae lange psigiatriese waarneming. Die ondersoek is bedoel om vas te stel of hy geskik is om tereg te staan en die hofverrigtinge te kan verstaan. Volgens berigte is veiligheidsmaatreëls verskerp en word hy deur polisielede bewaak nadat kommer oor sy veiligheid ontstaan het. Die owerhede het egter nog nie die aard van die beweerde dreigemente of wie daarvoor verantwoordelik sou wees nie in die openbaar bekend gemaak nie. Liebenberg, sy vrou Daisy en 7 medebeskuldigdes staan tereg op honderde aanklagte, insluitend bedrog, rampokkery en geldwasery wat verband hou met 'n beweerde diamantbeleggingsskema waarin beleggers na bewering miljarde rande verloor het. Die psigiatriese waarneming beteken nie dat Liebenberg skuldig bevind is of dat hy geestelik onbevoeg is nie. Dit is 'n prosedurele stap wat deur die hof gelas is voordat die strafsaak verder kan voortgaan. Die uitslag van die waarneming sal bepaal of hy geskik is om verder verhoor te word. 'n Beloning van R50.000 is uitgeloof vir enige inligting wat kan lei tot die inhegtenisneming en skuldigbevinding van die persoon of persone wat verantwoordelik is vir die moord op die 35-jarige Basira Isake, 'n burger van Ghana. Isake is op 29 Junie in Nyanga, Kaapstad doodgeskiet. Die motief vir die moord is nog nie bekend nie en die polisie ondersoek die saak. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens doen 'n beroep op die publiek om na vore te kom met enige inligting wat die ondersoek kan help. Alle inligting sal vertroulik hanteer word. Enigiemand met inligting word versoek om die polisie of Crime Stop te kontak. Selfs die kleinste leidraad kan ondersoekers help om die verdagtes op te spoor en voor die hof te bring. Die polisie het die gemeenskap bedank vir hulle samewerking en beklemtoon dat hulp uit die publiek dikwels deurslaggewend is om ernstige misdade op te los. Die dodetal na skietvoorval in Langrug, Franshoek het gestyg nadat nog 2 mense aan hulle beserings beswyk het. Volgens die polisie het die skietery in die woonbuurt uitgebreek waar verskeie mense deur gewapende aanvallers raak geskiet is. Die 2 slagoffers is op die toneel doodverklaar terwyl ander na hospitale gehaas is. 2 van die beseerders het later aan hulle wonde beswyk. Die motief vir die skietery is nog onbekend.
maar die polisie ondersoek verskeie moontlikhede, waaronder bende geweld en persoonlike geskille. Niemand is teen die tyd van die jongste berigte in hegtenis geneem nie. Sweerders doen 'n beroep met inligting om na vore te kom om die ondersoek te help. Die polisie sê hulle sal hulle sigbare teenwoordigheid in hierdie gebied versterk terwyl die ondersoek voortduur. Die voorval het weer die kolle geplaas op die toenemende vlakke van geweldsmisdade wat sommige gemeenskappe in die Wes-Kaap tans tuister. John Steenhuisen sê Suid-Afrika het die potensiaal om leidende nywerheidsekonomie in Suid-Afrika te word indien die land sy ekonomiese uitdagings daadwerklik aanpak en beleggings bevorder. Volgens Steenhuisen beskik Suid-Afrika reeds oor sterk vaardigheidssektore, moderne infrastruktuur en 'n goed ontwikkelde finansiële stelsel. Hy meen hierdie sterkpunte kan verder uitgebou word om ekonomiese groei te versnel, werk te skep en uitvoere na ander Afrika lande te verhoog. Hy het beklemtoon dat groter beleidsekerheid, betroubare elektrisiteitsvoorsiening, doeltreffende hawens en spoorvervoer, asook minder rompslomp vir ondernemings noodsaaklik is om meer plaaslike en internasionale beleggings te lok. Steenhuisen sê die land se landbou, mynbou en vaardigheidssektore kan 'n sleutelrol speel om Suid-Afrika se ekonomie te laat groei en sy mededingendheid op die vasteland te versterk. Hy het ondernemings aangemoedig om saam met die regering te werk om ekonomiese geleenthede te benut en nuwe werksgeleenthede vir Suid-Afrikaners te help skep. Indien die nodige hervormings suksesvol deurgevoer word, glo Steenhuisen dat Suid-Afrika goed geposisioneer is om sy status as een van Suid-Afrika se belangrikste ekonomieë en nywerheidssentrums verder uit te bou. Suid-Afrika se paspoort het teruggesak op die jongste wêreldwye paspoortindeks wat aandui hoeveel lande burgers sonder 'n visum of met 'n visum by hulle aankoms kan besoek. Die afgradering beteken Suid-Afrikaners het nou visumvrye of visum by aankoms toegang tot minder bestemmings as sommige ander lande wat op die ranglys verbeter het. Kenners sê die land se paspoortranglys word beïnvloed deur diplomatieke verhoudings, internasionale ooreenkomste, veiligheidskwessies en immigrasiebeleid. Hoewel Suid-Afrika steeds toegang tot baie bestemmings wêreldwyd het, wys die jongste ranglys dat ander lande vinniger vordering gemaak het met die uitbreiding van visumvrye reis vir hulle burgers. Reisigers word aangeraai om vooraf die visumvereistes van hulle bestemming na te gaan, aangesien toelatingsreëls gereeld verander het. Die jongste ranglys beklemtoon weer die belangrikheid van sterk internasionale betrekkinge en diplomatieke samewerking om wêreldwye reis vir Suid-Afrikaners te vergemaklik. Die Springboks skramskakel, Faf de Klerk sal Sondag sy eerste Curriebeeker-wedstryd vir die Toyota Cheetahs in Bloemfontein speel, wanneer hy die Lions in die 2026 seisoen in Toyota Stadion in Bloemfontein aandurf. Hy is in die beginspan aangewys en sal sy eerste mededingende wedstryd vir die Vrystaatse span speel, sedert sy terugkeer uit Japan. De Klerk, 'n tweemalige wêreldbeker-wenner met die Springbokke, is een van die Cheetahs se grootste aanwinste vir hierdie seisoen. Sy ervaring, spelbeheer en leierseienskappe sal 'n groot hupstoot aan die span gee, terwyl hulle mik na sterk begin in hierdie Curriebeeker-reeks. Die wedstryd teen die Lions beloof om 'n taai toets te wees, maar die Cheetah ondersteuners sal uitsien na De Klerk se terugkeer in die bekende oranje en wit trui. Die veteraan kanoevader Hank McGregor het Woensdag sy ervaring tentoongestel deur die eerste skof van die 2026 Bergrivier Kanoe Marathon te wen. McGregor, wat reeds 14 keer die gesogte wedvaart gewen het na spannende stryd eerste oor die wenstreep gevaar en daarmee vroeg beheer van hierdie 4-daagse 240 km lange marathon geneem. Hy het die eerste skof met slegs 1 sekonde gewen, wat opwinde begin tot vanjaar se wedren verseker het. Word as een van die wêreld se moeilikste uithou vermoë kanoe wedrenne beskou. Deelnemers moet oor 4 dae die uitdagende rivier en wintertoestande trotseer. McGregor sal nou probeer om sy voorsprong in die volgende skofte te beskerm, terwyl jong uitdagers alles in die stryd sal werp om die ervare kampioen uit te haal. Argentinië het sy plek in die 2026 FIFA Sokker Wêreldbeker finaal bespreek nadat hulle Engeland met 2-1 in die dramatiese halfeindstryd in Atlanta gewen het. Engeland het in die 55ste minuut die voortou geneem toe Anthony Gordon die net laat ruk het. Die Engels het gelyk of hulle die voorsprong sou behou, maar Argentinië het in die laaste minute sterk teruggeveg. Enzo Fernandez het in die 85ste minuut dit gelyk opgemaak voordat Lautaro Martinez diep in bykomende tyd die wendoel aangeteken het na aangee van Lionel Messi. Die oorwinning beteken dat die verdedigende wêreldkampioene nou Sondag teen Spanje in die eindstryd te staan gaan kom, terwyl Engeland en Frankryk mekaar in die uitspelwedstryd om die 3de plek sal aandurf. Die Noord-Sornwaardenskool van die Uno X Mobility span het Woensdag die 11de skof van die Tour de France op 'n indrukwekkende wyse gewen. Warenskjold het die 161 km lange skof van Vichy na Nevers met 'n kragtige eindsprint gewen en daarmee sy eerste Tour de France skofsege behaal. Die skof is teen 'n gemiddelde spoed van 50,9 km/h afgehandel, wat dit die vinnigste padskof in die geskiedenis van die Tour de France gemaak het. Die Nederlander Olaf Kooi was tweede met die Belg Jasper Philipsen wat derde geëindig het na opwindende massasprint. Intussen het die algehele voorloper Tadej Pogačar
veilig saam met die hoofgroep geklaar gemaak en die geeltrui behou. Die Tour de France gaan vandag voort met die 12de skof waar die sprinters weer 'n goeie kans sal hê om vir die oorwinning mee te ding. Hoewel die Britse Ope een van die mees gesogte toernooie in wêreldgolf is, bied dit steeds die laagste totale prysgeld van die 4 majors. Die R&A het aangekondig dat die totale prysfonds van die 2026 Britse Ope by die Royal Birkdale $17,75 miljoen gaan wees. Dis ongeveer R315 miljoen. Die kampioen sal ongeveer R57 miljoen ontvang, albei rekordbedrag vir hierdie toernooi. Ten spyte van die rekordbedrag bly die Britse Ope agter die ander 3 majors wat totale prysgelde betref. Die VS Ope betaal R22,5 miljoen, die Masters betaal R22,5 miljoen, PGA Championship betaal $19 miljoen uit, die Open Championship betaal $17,75 miljoen uit. Die R&A sê hulle probeer om 'n balans te handhaaf tussen prysgeld en die ontwikkeling van hierdie sport. 'n Groot deel van die inkomste uit die Britse Ope word weer in golfprojekte wêreldwyd belê, eerder as om slegs die prysgeld te verhoog. Die jong vleuel Jaco Erasmus het homself as een van Suid-Afrika se opwindendste rugbytalente gevestig en is beslis 'n speler wat Springbok ondersteuners fyn moet dophou. Williams is ingesluit in die Springbokspan vir Saterdag se toets teen Wallis in Durban en staan gereed om sy kans op die internasionale verhoog aan te gryp. Die Springbok afrigter Rassie Erasmus het sy vertroue in die jong speler uitgespreek en glo Williams het die temperament en talent om na die stap van volgende toets rugby suksesvol te kan maak. Erasmus het beklemtoon dat Williams se vertonings op junior vlak en die provinsiale rugby gewys het dat hy gereed is vir groter uitdagings. Williams wat verlede jaar deel was van die junior bokke, het beïndruk met sy spoed, aanvallende aanvoeling en vermoë om verdedigers te klop. Sy insluiting saam met ander debutante wys dat Erasmus besig is om die volgende slag Springbokke geleidelik blootstelling aan toets rugby te gee. Vir baie rugbykenners kan Jaco Williams een van die groot verrassings van hierdie seisoen word. Indien hy teen Wallis die geleentheid kry om sy talent te wys, kan dit die begin wees van 'n lang en suksesvolle Springbok loopbaan vir hom. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou. Jy kan vir Dian of Susan by 082-390-339 kontak. Hulle sê jou voertuigregistrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 1326, Polokwane 823, Lephalale 1128, Mbombela 925, Mahikeng 824, Pretoria 924, Johannesburg 920, Ermelo 420, Galagari 1225, Gaborone 1326, Richards Bay 1426, Pietermaritzburg 924, Durban 1424, Port St Johns 1222, Pongola 1226, Maputo 1526, Bethlehem 419, Bloemfontein 519, Allewal Noord 619, Welkom 720, Vryburg 624, Kimberley 821, Appington 1024, Prieska 923, Springbok 1226, Karasburg 1227, Keetmanshoop 1326, Mariental 1127, Alexanderbaai 1226, Brandvlei 1023, Loedertsbaai 1932, Vredendal 1126, Kaapstad 1220, Sutherland 617, George 1121, Jeffreys Bay 1220, Caberra 1221, Grafreinet 819, Kapogilas 10 en 18, De Aar 819, Molteno 416, Beaufort Wes 10 en 19, Oos-London 1121, Mabalane 1428. Ons verkorte weerberig vir die provinsies: Limpopo mooi en koel tot matig warm, Mpumalanga oggendmis in die ooste, daarna mooi en koel tot matig warm, Gauteng sonnig en koel, effens warm in die noorde, Noordwes mooi en koel, Vrystaat helder en koel winterweer sal ervaar word, KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk met oggendmis in plekke, daarna koel tot matig warm, Noord-Kaap sonnig en koel, ryp is moontlik oor suidelike hoogliggende gebiede, Oos-Kaap oorwegend mooi en koel met later wolke langs die Suidooskus, die Wes-Kaap koel tot koud met wolke en kans op ligte reëns langs dele van die Suidwes en in die Suidkus. Die landwye opsomming: die grootste deel van Suid-Afrika kan 'n droë sonnige en koel wintersdag verwag, oggendmis om in dele van die ooste voor, terwyl die Wes-Kaap die enigste provinsie is waar wolke en ligte reëns langs die kus moontlik is. Die markaanwysers vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.31 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n pond kos R22.08, die euro verhandel teen R18.71, die Australiese dollar kos R11.43, 'n yen kos 10 sent,
Die prys van platinum is $1,679. Die prys van palladium is $1,319. Die prys van goud is $4,057 per fyn ons. Die prys van silwer is $57,87. Die prys van Brent olie per vat is $84,70. Gedagte vir die dag: daar sal altyd struikelblokke wees, maar daar sal ook altyd nuwe geleenthede wees. Kyk vandag met geloof vorentoe, wees dankbaar vir wat jy het en gebruik jou talente om ander te bemoedig. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou te subscribe op my kanaal. 'n Aangename dag en week verder word vir almal toegewens.